Ek sit vandag hier in die middel van die stad in 'n park. En terwyl ek hier so rustig gesit het en na die water voor my gekyk het en die koi visse, het ek hierdie groot boom hier agter my raak gesien. En toe het ek eintlik net gedink, wat 'n groot rol bome in ons lewens speel. Bome is baie belangrik vir die ekologie. Bome neem skadelike koolsuurgasse in en hulle stel suurstof vry. En daarom is daar baie projekte om bome te probeer beskerm. En toe het my dadelik laat dink aan die Bybel. Die Bybel wat baie keer van die beeld van bome gebruik maak. 'n Boom wat skaduwee bied, 'n boom waarin voëls kan nes maak. Die boom van die kennis van goed en kwaad in die Bybel. Dan ook die gedeelte van die boom in Psalm 1. Waar 'n gelowige vergelyk word met 'n boom wat by waterstrome geplant is en goeie vrugte dra op die regte tyd. Dit het my dadelik laat dink aan ons mensdom. Hoe ons vinnig nie die ekologie kan versteur deur rommel te strooi nie, of net verkeerde gasse in die atmosfeer vry te stel. Die kleinste aksie van ons het 'n rimpelende effek op die hele ekologie. Dit kan die ekologie versteur. Maar hoekom dan nie ook ons geestelike ekologie? Die gedeelte sê so mooi, die goddeloses is so skaf wat deur die wind weggewaai word. Hy sê eers loop jy saam met hulle. Eers stap jy saam met hulle en luister na hulle praatjies, dan staan jy naderhand by hulle en dan op die ouend gaan sit jy in die kring van die spotters, sê die ou vertaling. 'n daadwerklike styging in lyn. En dis maar presies hoe ons is. Dink maar net, ek en jy is ook maar so skaf wat deur die wind weggewaai word, want ons leen ons ore uit in die wêreld, ons luister na mense, vat nou maar kinders op skool, hulle stap op die stoepe en luister na die kinderpraatjies, nou staan ons langs hulle, en nou sit ons saam met hulle en neem deel daaraan. En so is almal van ons maar. Maar hoe kan ek en jy 'n boom wees wat by waterstrome geplant word? Hoe kan ek en jy weer 'n balans bring in ons geestelike ekologiese stelsel? Ons kan slegs 'n balans bring as ons ekologiese stelsel bewaar en koester. En dit kan ons slegs doen as ons water het. As ons die woord van God soos 'n waterstroom sien. 'n Waterstroom wat ons kan gebruik, wat ons laat groei en wat ons laat sterker word. En dit beteken nie ek en jy moet net elke Sondag water kry nie. Nee, hierdie woord van God moet amper soos asem word, soos suurstof word wat ek en jy in en uit asem. Dit beteken nie jy moet heeldag met die Bybel onder jou arm loop en Bybelversies opsê nie, nee. Maar dit beteken jy moet die woord van God altyd in oorweging neem met die besluite wat jy maak. Jy moet dit saam met jou neem. En dan word ons gelowiges mense wat soek, want ons sal nooit God ten volle kan verstaan, en mense wat vra, want ons sal nooit al die antwoorde hê. Maar dit beteken ek en jy sal elke oomblik van elke dag eintlik besig wees met die woord van God en die teenwoordigheid van God ervaar. God het in Jesus Christus ons geestelike ekologiese stelsel weer in balans gebring. Hy het homself gegee. En daarom moet ek en jy elke dag van hierdie lewende water kry. En moet ons elke dag lewe uit hierdie lewende water. En so sal ons goeie vrugte dra. Die vrugte waarvan gepraat word in Galasiërs 5. Liefde, vrede, geduld, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, goedhartigheid, selfbeheersing en liefde. As ek en jy waarlik uit die woord van God lewe, sal ons hierdie vrugte dra. Maar as ons soos 'n boom is wat by waterstrome geplant is, as ons werklik lewe uit hierdie liefde van Christus vir elkeen van ons, dan sal ons ook goeie
suurstof vrystel wat ander mense kan inasem. Jy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Tot volgende week.